In die nuus vanaand, die Anglikaanse aartsbiskop van Kaapstad, Thabo Makgoba, spreek hoop uit dat die Madlanga Kommissie sal help om geloof in die polisie te herstel. In Jerusalem het 'n handjievol mense opgedaag vir die Joodse Pasga-vierings, terwyl ander gelowe ook wêreldwyd Opstandingssondag herdenk het. En nog 'n suksesvolle Klein Karoo Nasionale Kunstefees loop ten einde na 'n week van feesvieringe. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op hierdie Paas-Sondag. 'n Aantal ongedokumenteerde Zimbabwese burgers sal Dinsdag in die Bloemfonteinse Landdroshof verskyn. Dit nadat 'n oorlaaide bus met 43 ongedokumenteerde buitelanders gister naby Bloemfontein voorgekeer is. Onder die passasiers was 12 ongedokumenteerde kinders wat na 'n plek van veiligheid geneem is. Die grensbestuursowerheid sê verskerpte maatreëls by grensposte werp tog vrugte, ten spyte daarvan dat sommige glipse nog voorkom. Die bus is by die Beitbrug grenspos verwerk en was na Kaapstad onderweg toe dit by 'n padblokkade in Bloemfontein voorgekeer is. For this particular bus, they were found to be compliant together with the bus driver, and then they go out of the bus, where the bus is parked. You will note that they go and take each and every individual, they take their bag, and then they go to the scanner, they scan the bag, and then they check that if it is compliant with our SARS regulations. Intussen neem verkeersvolumes op die N1 naby die Beitbrug grenspos in Messina, Limpopo stelselmatig toe. Die grensbestuursowerheid en verkeersbeamptes verwag dat die verkeer teen vanaand en môre aansienlik sal toeneem. Volgens die owerheid is meer as 400 ongedokumenteerde buitelanders wat die land onwettig probeer binnekom het, gedurende die naweek vasgetrek. We have made a lot of arrests and a lot of citations or summonses were issued to different motorists. I had a session this morning with my colleagues from BMA. They also managed, I think by yesterday to this morning, they managed to apprehend 430 people, undocumented people who were trying to enter the country without the proper documentation. 'n Privaat maatskappy met gepantserde voertuie wat die grens patrolleer, het die owerheid in sy take ondersteun. We have been here day to day operating the borderline, and we see a lot of people crossing illegally which has passports either expired or they just don't want to go through the trouble to stamp them, as well as a lot of illegal goods. Uitgevoer. Die gevangenis het tans ongeveer 8000 oortreders in 'n fasiliteit met 'n amptelike bedkapasiteit vir net minder as 4000. Tydens die klopjag het amptenare tronkselle deeglik gefynkam. Beddens, klere en alle besittings van gevangenes is deurgegaan. 10 selfone is tydens die klopjag gekonfiskeer. Verskeidenheid dwelms wat verkoop sou word, is ook gevind. Went to the kitchen cell. A kitchen cell is a cell where inmates that work in the kitchen are housed or are incarcerated. It's not supposed to have a single contraband. Because if your kitchen is distributing contrabands, then it means you've lost control almost of the facility. Besoeke van familie en vriende en interaksies met die publiek is geleenthede om onwettige items in te smokkel. 'n Gat groot genoeg vir 'n klein persoon om deur te klim en te ontsnap is in een van die selle ontdek. Bewaarders is nog 'n kanaal waardeur ware gesmokkel word. Ongeveer 130 amptenare wat medepligtig was aan onwettige aktiwiteite regoor die land is die afgelope jaar ontslaan. Our staff complement is around 37,000. The majority are committed, they are ethical, they are not corrupt, they do their work. But there are those few that leads us to this type of situation. And the ones that we work with that are doing their work are also contributing information
intelligence so that we are able to get in and clean our facilities. Amptenare sê hulle sal voortgaan om brandpunte te identifiseer en om georganiseerde misdaadsyndikaate wortel en tak uit gevangenisse te verwyder. Coben August, SAK nuus, Kaapstad. Die oorlewende tweeling van die Siamese tweeling van Limpopo is per helikopter van die Mankweng Hospitaal na die Steve Biko Sentrale en Akademiese Hospitaal in Pretoria vervoer. Die Limpopo regering sê die tweelingseun is oorgeplaas vir verdere spesiale sorg as ook 'n voorsorgmaatreël. Dit volg nadat die ander tweeling verlede week weens infeksie oorlede is. Die Siamese Sithole tweeling wat in Januarie gebore is en aan die buik geheg was, is in Maart suksesvol geskei. Die baba is op aanbeveling van die premier van Limpopo, Dr. Poppy Ramathuba, en die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, oorgeplaas. Die dood van een van die tweeling is traumaties vir die chirurgiese span, gelei deur professor Nyawaleni Tilafaru. Dit was die eerste keer dat so 'n delikate operasie by 'n landelike hospitaal in die land uitgevoer is. Die nodige steun word aan die mediese spanne en die familie gegee. Kleinboere in naby Louis Trichardt in Limpopo het aansienlike finansiële verliese gelei nadat hulle gewasse deur vloede beskadig is. Meer as 180 hektaar van 'n gemeenskapslandbouskema is weggespoel nadat die gebied deur 'n tweede vlaag getuister is. Die boere verkoop aan smouse en sommige groot kettingwinkels. Sommige van die plase ervaar boogrondse erosie en infrastruktuurskade. Vinnige vloeiende water het al hul gewasse meegesleer en ander staan onder water. Alhoewel die reën bedaar het, is sommige hektare van die skemas nou met sand bedek. Hy sê as gevolg van erosie het hy al sy gewasse verloor. Dit het veroorsaak dat al sy patats en boontjies vernietig is. Hy sê hy het gehoop om wins te maak uit die tomaties wat hy geplant het, maar alles is weggespoel. Die Limpopo Departement van Landbou sê sowat 15 miljoen rand is vir noodleningsfondse toegeken om die skemaboere te help. We were able to be proactive. A proper assessment was done to detect the severity of the damage that transpired in our farmers. And fortunately enough, we have put aside the money as part of the disaster relief response to the tune of about 15 million and more. And as I'm speaking right now, we have procured all the inputs and already, some of them they've already got the very same inputs that I'm talking about, and we're still continuing to make sure that the assessment is an ongoing thing so that as and when we realize the damage, we then recoup what has been lost. Sommige boere in die Mopani en Sekhukhune streke het ook groot skade weens vloede gelei. Ons sportsegment volg net hierna, asook die weer vir môre. Ons is nou terug. En ten slotte, die 30ste jaarlikse Klein Karoo Nasionale Kunstefees in Oudtshoorn is die naweek afgesluit. Sodoende het 'n mylpaalviering ten einde geloop, waar tydens die dorp weer eens in die kreatiewe hartklop van die Karoo verander was. Vir 'n week lank het die strate gebruis van kleur en karakter. 30 jaar van stories vertel, musiek, teater en geesbou in die gemeenskap het die KAK&K laat ontwikkel tot 'n kulturele hoeksteen. Wat ek net weer eens besef het is dat hier so is 'n fees waar mense met soveel passie en liefde werk. Ek bedoel ons praat nou van die mense wat nooit genoem word nie, die mense wat agter die skerms werk en die absolute trots waarop almal hierdie fees aanpak en aanbied is wat altyd vir my hoogtepunt is om saam met die mense te werk. En dan ook die kunstenaars wat natuurlik kom en net Engelsman sê hulle eie game gebring vir die 30ste viering. Sommige van die land se legendariese kunstenaars
sowel as die wat hul stem jare gelede op hierdie verhoog gevind het teruggekeer om hulde te bring aan die fees se nalatenskap. Toe dit baie swaar gegaan het met die kunste. Die streeksrade het toegemaak. Daar was net die Gramstad, destyds Makanda fees. En hier kom hierdie fees. En die KAK&K is die moeder van alle feeste. Na die KAK&K, die ander feeste soos paddastoele opgespring. Die Vrystaatfees, die Inniebosfees, die Woordfees. Dis wonderlik. So, dis vir my 'n groot eer om te kan sê ek was al vir 30 jaar elke jaar by hierdie fees met 'n nuwe produksie. My loopbaan het regtig hierso by die kunstefees begin waar dit kom na groot verhoor toe, was die my heel eerste ene. So baie liefde in Oudtshoorn. Dit het 15 jaar gelede gebeur. En elke jaar wanneer ek terugkom, is daar nog steeds eintlik meer van daai. En vir my is dit altyd, ek is altyd verbaas wanneer ek sê, "Jo, is daar nou 'n nuwe liedjie wat ook nou saam sing so." Dit is so spesiaal vir my. En KAK&K is 'n spesiale fees van dit kyk regtig na al die kunstenaars wanneer ons praat van kunstenaars, nie net ons singers nie. Feesgangers van alle ouderdomme het die feestelikhede voluit geniet. Die goeie opkoms, hernieude energie en oorweldigende ondersteuning van kunstenaars, uitstallers en die publiek dui op 'n blink en opwindende toekoms vir die KAK&K terwyl dit sy volgende dekade betree. Tanya Krause, SAK nuus, Oudtshoorn in die Wes-Kaap. En is dan al vir vanaand. Ons hoop jy geniet die res van jou Paasnaweek. Ons is môre aand weer terug met nog nuus in Afrikaans. Mooi bly. Tot dan.